Goeiemôre Suid-Afrika, 28 Mei. 1500 Suid-Afrika tyd van hierdie berig opvolg oor die Iran-oorlog. En daar is besig om skote te gebeur, oor en weer. Gister het Iran 4 drones gelanseer op 'n containerskip wat deur die Hormuz probeer ry het. Nou al daai drones is afgeskiet deur die Amerikaanse vloot en daarna die Amerikaanse lugmag daai plek van waar die drones gekom het gaan stryk en vernietig. Hulle was eintlik voorbereid om nog 'n drone te launch. So dit lyk of die IRGC probeer poke hier in die dinge in. Hulle President Trump kry dit tot op 'n punt wat hulle kan verkom met onder samesprekings. En dan hier op die einde 99 dan change hulle mind en dan doen hulle dinge soos die skiet drones op 'n containerskepe wat deur die Hormuz gaan. So dit lyk of die IRGC te bang is om hulle wil nie hulle houding, hulle vashou oor die land opgee nie, want as hulle nou in peace ingaan, dan gaan hulle vashou oor die land verloor, want dan beteken dit dan het die populasie meer toegang tot allerlei informasie en hulle kan druk op hulle eie regering sit, wat op oomblik nie kan doen nie, want die IRGC onderdruk nog steeds die populasie. So gaan die skote heen en weer, lyk dit my. Daarna het Iran weer drones en missiele in Qatar ingeskiet om probeer om 'n lugmag, Amerikaanse lugmagbasis in Qatar te tref. Dit het ook nie gewerk vir hulle, dit is ook afgeskiet. Maar hulle pook nou weer die buurmanne, die buurlande. So intussen ook het Israel gister en vandag is hulle besig met heavy strikes in Suid-Libanon, besig om Hezbollah teikens uit te haal. So as jy ook kyk na dit, kan die konflik in die Midde-Ooste baie vanaf weer opvlam, as dit so aangaan. President Trump sê hy gaan nie gepush word nie. Niemand gaan hom in 'n push in om vinnig 'n besluit te maak of vinnig 'n deal te aanvaar wat nie aanvaarbaar is nie. Hy het genoeg tyd. Die enigste deal wat hy gaan aanvaar is die een wat hy van die begin af op die tafel gesit het. Geen nuclear capability vir Iran nie, niks. En geen kontrol oor Hormuz deur Iran nie, niks. So as daai dinge nie in die papiere is nie, hulle stuur kort vir hom deals en dan lees hy die eerste sin en kom hy agter hulle is nie ernstig nie en skeer maar die res op. En hy sê niemand gaan hom dwing om hierdie deal vandag te maak nie. Dit sal reg gedoen word van die begin af. En wat ek mee 100% saamstem, as daar 'n deal is, moet hy van die begin af reg. Het jy nie doen 'n half deal nou net om te kom ons maak die stryd oop. Kom ons doen 'n half deal om die stryd oop te maak en intussen doen Iran net wat hulle wil nie. So, nee. So die blokkade bly in plek. Die Amerikaanse vloot wat die Iran of die Strait of Hormuz, nie die Strait of Hormuz nie, die hele see daar blokkade het op enige skepe in en uit van Iran. Intussen het ons alweer gehoor, onthou jy in die begin van die oorlog al gehoor van die anti-American crowd en commentators, hoe die Amerikaanse vloot kamersdag gevlug het toe die Iraniërs eerste skote op hulle skiet. Ek wonder wat daai ouens nou dink. Nou dat dit al 3 maande later is, sit die Amerikaanse vloot nog presies waar hulle was en hou nog steeds 'n blokkade daaroor. Iran try nou en dan skote skiet of fast boats te stuur na die vlootskepe toe. En wat gebeur met hulle? Dan eindig hulle saam met hulle groot boeties, die groot skepe wat klaar op die onderkant van die see daar op die seebodem lê en dan eindig hulle ook maar daarop. So, die blokkade bly in plek. Mense moet mooi verstaan. Al Jazeera en daai ander goed en radio of RT, jy weet, Russian TV, daai mense, hulle rapporteer, maar kyk hoekom die mense, hoekom die skepe deur die Strait of Hormuz, so Amerika lieg, hulle blok nie. Ja, dis reg, daar kom Iranse skepe deur die Strait of Hormuz. Maar hulle kom nie by die blokkade verby nie. Hulle gaan deur die Strait of Hormuz wat 'n paar omtrent 100 myl of whatever van die blokkade af is. Teen die tyd wat hulle uitkom in die oop see in te gaan, hulle ry hulle in die blokkade in en word hulle teruggedraai. So hulle vergeet om daai ding by te sê. So daar gaan skepe van Iran af deur die Strait of Hormuz wat Iran self stuur om besigheid te probeer doen, maar hulle kom nie uit nie. Hulle kom nie uit die golf uit nie en hulle kom in die see en hulle kan nie hulle besigheid gaan doen nie. Hulle word teruggekeer en ander skepe wat van buite af inkom, word ook teruggekeer. So dis die stand van sake. Ek is daar Morne Botha vir Koepel TV. Geniet die dag.